Hallo almal, ek hoop dat jy 'n goeie dag sover het. Ons gesels vandag so 'n bietjie verder oor belydenis en baie spesifiek vandag dan oor belydenis as katalisator vir persoonlike groei en vir gesonde verhoudings. En as ek dit sê, dan dink ek dadelik eintlik aan die verhaal van Adam en Eva. Adam en Eva wat in die tuin is, en dan sien ons daar's die hele verhaal wat ons almal so goed ken. Eva wat na die slang luister en dan vir Adam gee, Adam wat eet. En uiteindelik, wanneer God die mens praat, met Adam vra, hoorie, maar wat het jy gedoen? Dan sê hy, nee, wag, dit was nie ek nie, dit was Eva. Adam bely met ander woorde nie wat hy gedoen het nie. Hy blameer dadelik vir Eva. Hy dra die skuld weg van homself af oor eintlik na iemand anders toe. En dit het dadelik bepaalde implikasies ook in terme van die verhouding, dat dit eintlik skade doen aan die verhouding, dat dit eintlik skade doen aan sy eie integriteit. Nou in die navorsing praat hulle eintlik deesdae van interne en eksterne locus van beheer. Die verskil is dit: iemand wat 'n interne locus van beheer het, is iemand wat erken dat hy of sy fout het. En wat gemaklik is daarmee om dit te bely, om te sê, maar ek weet wat my aandeel was in dit wat gebeur het, en ek besef dit het nagevolge. Ek weet wat dit vir my ook inhou. Om verantwoordelikheid, met ander woorde, te vat vir wat jy doen. Die ander een, 'n eksterne locus van beheer, is iemand wat gedurig besig is om ander die skuld te gee, of om lewensomstandighede die skuld te gee vir alles wat skeefloop in hulle lewens. Iemand wat met ander woorde nie verantwoordelikheid vat vir dit wat hulle gedoen het nie, wat nooit vra wat is my aandeel in die gebeure nie. En eintlik altyd net almal anders wil blameer of dinge wil blameer. En 'n belangrike verskil tussen hierdie twee maniere van om na probleme of na die lewe te kyk, is dat iemand met 'n eksterne locus van beheer baie selde diep persoonlike groei ondergaan, teenoor iemand wat met 'n interne locus van beheer na probleme en na die lewe kyk. Omdat hulle vra, wat is my aandeel daarin gewees, en om te erken of te bely dat dit dalk my skuld was, stel dadelik daardie persoon in staat om te sê, maar goed, ek het 'n fout begaan, ek kan weer probeer, ek kan dit volgende keer beter doen. Iemand wat iemand anders die skuld gee, kan dit nie sê nie, want dit is iemand anders se skuld. Iemand anders moet altyd verander, nie ek self nie. Nou, hierdie is maar twee maniere om te praat oor, ek dink, 'n baie belangrike beginsel wat ons leer in die woord van God rondom belydenis. Dat belydenis eintlik daardie moment is, en ek praat van skuldbelydenis vandag, daardie moment is waarby ek en jy met 'n interne locus van beheer kyk na ons lewe, kyk na dit wat ek vandag gedoen het, kyk na of dink oor wat ek môre gaan doen, en besef dat alles wat ek doen is 'n keuse wat ek maak, en dat ek 'n aandeel het aan al die dinge wat in my lewe gebeur met my as persoon. Dat daar op een of ander manier, al is dit hoe klein, 'n aandeel is wat ek het, 'n rol wat ek het, wat ek te speel het. En om dan te kan bely, is om juist te kan sê, maar ek het vandag 'n fout gemaak. En die oomblik wanneer ons dit kan doen, wanneer ons in ons verhouding met God kan erken, ek het gefouteer, dan is dit 'n katalisator vir persoonlike groei. Want omdat ek weet ek het gefouteer, kan ek vir myself vra, maar hoe kan ek dit volgende keer beter doen? Hoe kan ek volgende keer dit nie doen nie, of dit op 'n ander manier doen, sodat dit eerder die verhouding sal opbou as afbreek? Hoe kan ek so lewe volgende keer dat ek meer die beeld van Christus sal vertoon en minder my eie beeld sal blaas? En hierdie beginsel is so ongelooflik belangrik dat ons dit moet besef, nommer 1 in ons verhouding met God, dat belydenis, 'n lewe waarin ons belydenis deel maak van ons lewe, waarin dit 'n geloofsgewoonte word, is 'n lewe waarin ons ook leer en gedurig besig is om te groei, omdat ons gedurig vra,
Wat is my aandeel? Hoe kan ek beter? Hoe kan ek anders? Maar die mooi daarvan is dat dit oorspoel in ons lewe in die algemeen en in ons verhoudings. En daarom het ek gesê, dis nie net katalisator vir persoonlike groei nie, maar ook vir persoonlike verhoudings, vir goeie persoonlike verhoudings. Want die oomblik wanneer ek en my eggenoot of ek en 'n kollega bietjie vassit, dan kan ek, omdat ek in oefening is, in gewoonte is om met 'n interne locus te vra, wat was my aandeel? Omdat ek kan bely teenoor my eggenoot of teenoor werkskollega of wie ook al en sê, maar dit was my fout en ek is jammer daaroor. Dan skep dit geleentheid ook vir groei in daardie verhouding. Dis geen wonder dat navorsing wat hieroor gedoen word in die publieke arena wys daarop dat om jou foute te erken is ietsie wat bydra tot vertroue, dat dit vertroue in verhoudings verhoog nie. Want dis inderdaad wat gebeur. En daarom mag ons die waarde van belydenis ook in hierdie opsig ontdek. Dat skuldbelydenis nie alleen net 'n proses is en 'n geloofsgewoonte is wat wanneer ons dit beoefen, ons help om met 'n interne locus van beheer te lewe, sodat ons kan groei in ons persoonlike lewe en in ons verhoudings met ander nie, maar dat ons inderdaad ook kan insien dat hierdie geloofsgewoonte wat God aan ons gee, vir ons in staat stel om ook in verhouding met die wêreld, met ons vriende, met ons eggenote, met ons kinders te tree, op so 'n wyse dat dit vertroue verhoog en dat dit die verhouding gesond hou. Mag die Here jou help hiermee. Mag die Gees vir jou die wysheid in die oomblik gee om dit te kan doen. En mag dit regtig waar ook vir jou tot groot vrug wees in jou persoonlike groei, in jou verhouding met God en in jou verhouding met ander. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U vir ons deur die Gees herinner wanneer ons fouteer. Dankie Here dat U ons nooi in 'n verhouding en in 'n leefwyse in waarin ons daagliks skuldbelydenis kan doen en dit ons help om persoonlik te groei, om in ons verhouding met U te groei. En Here, dat dit vir ons ook in ons verhoudings met ander help om ook daardie verhoudings gesond te hou. Help ons Here daarmee, dat ons dit sal doen, dat ons altyd sal vra, wat is my aandeel in hierdie ding wat nou gebeur het, dat ons met vrymoedigheid ons skuld sal bely teenoor U en teenoor mekaar, Here, en dat ons as resultaat en as uitvloeisel daarvan gesonde mense in gesonde verhoudings mag wees. Ons vra dit in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Lekker dag vir elkeen.